besig om te praat oor Handelinge, en nou sal jy onthou, vorige keer het ons gepraat oor Paulus wat in die stad Athene besig is om die evangelie aan die Grieke te verkondig. Nou sal jy onthou, ja, Paulus het daar gepreek, paar mense kom tot bekering, maar nou skuif hy aan na 'n volgende stad toe, 'n stad met die naam van Korinthe. En nou lees ons in Handelinge hoofstuk 18, dat Paulus hier in die stad Korinthe ene Aquila ontmoet. 'n Jood, lees ons, wat uit Rome gevlug het. En hierdie Jood met die naam van Aquila en sy vrou Priscilla vestig hulle dan nou hier in Korinthe. Nou moet mense onthou, die Jode het hulle oor die hele wêreld van daardie bekende tyd daar gevestig op plekke waar hulle 'n lewe wou maak. Maar die Romeine het dit ook vir die Jode begin moeilik maak, en van nou tyd tot tyd het een of ander keiser dalk besluit hy wil van die Jode ontslaa raak. En dis nou presies wat hier gebeur het, dat een van die Romeinse keisers in daardie tyd toe nou gemaak het, dat die Jode uit Rome moet vlug. En hier in Korinthe kry Paulus dan nou vir Aquila en sy vrou Priscilla. Nou lees ons dat hierdie Aquila en Priscilla 'n groot rol binne die kerk begin speel, leiding neem, dit help om die kerk te versorg, te bedien, sodat hulle selfs akkommodasie aan Paulus verskaf het, om ondersteun op sy sendingreise. En nou is die interessante dat verdere rede hoekom Paulus so met Aquila en Priscilla oor die weg gekom het, is hulle dieselfde beroep beoefen. Ons lees in vers 3 dat Aquila en Paulus was albei tentmakers. Nou dit beteken gewoon, hulle het 'n beroep gehad waar hulle seile aan mekaar gewerk het, om soom het, en dalk die nou verkoop het as tentseile, of vir watter rede mens dan ook al 'n seil sou nodig gehad het, vir tente. En interessant is dit nou juist die rede vir tentmaker, wat maak dat ons vandag nog steeds praat van tentmaker bediening, of van 'n tentmaker dominee. Bedoelende om te sê, wel, soos Paulus, hy wat die evangelie verkondig het, moes tog op 'n manier geld gekry het vir kos, so waar sou hy dit nou kon kry? Hy het 'n beroep beoefen, deeltyds tente gemaak, en dan wanneer hy tyd het die evangelie verkondig. En so het ons vandag nou presies dieselfde, as ons dominees het wat 'n ander werk voltyds doen, en so tussendeur nou maar ook preek, dan praat ons van sulke dominees as tentmakers, of iemand wat in 'n tentmaker bediening staan. Nou, nietemin, Paulus is hier in die stad Korinthe, en ons lees, hy preek in die Joodse sinagoge. Dis mos maar 'n ou manier wat Paulus gevind het vir hom werk. Hy kom uit die Joodse kultuur, die mense in die sinagoge sal hom vertrou, hy ken die Joodse gebruike en die geskrifte. En nou lees ons, hier in Korinthe preek Paulus weer vir die Jode in die sinagoge. Maar hierdie Jode, lees ons, is hardkoppig. Vers 6 vertel vir ons, hulle verset hulle teen die boodskap wat Paulus bring, en dan gaan hulle so ver om vir Paulus te beledig. Wanneer Paulus hierdie dinge ervaar in die Joodse sinagoge, dan lees ons hoe hy uit moedeloosheid sê, genoeg is genoeg. Nou gaan hy nie meer in die sinagoge preek nie. En dan lees ons hoe hy die stof van sy voete afskud, bedoelende om vir mense in die sinagoge te sê, en nou is ek klaar met julle. Nou gaan ek nie meer met julle werk nie. Dit gaan so ver dat ons lees in vers 6, Paulus sê, jong, as die Jode dan nou verlore gaan, dan is dit nie sy skuld nie. Hy het alles wat hy kon doen, gedoen om aan hulle die evangelie van Jesus te verkondig. Hulle het hulle hardkoppig verset teen die evangelie. En dan gaan Paulus voort om te preek, maar nie meer in die sinagoge nie, dan nou sommer in iemand se huis waar hy begin preek. En op grond van hierdie prediking kom mense tot bekering en die kerk groei. Dan in vers 9 lees ons van 'n unieke gebeurtenis. Paulus het in 'n visioen of 'n droom, het hy die stem van die Here gehoor. En die Here het 'n bepaalde boodskap vir Paulus. Die stem van die Here sê vir Paulus, jy moenie so bang wees nie. Niemand sal jou iets kwaad aandoen nie. Jy moenie moedeloos wees nie, inteendeel, volhard in die prediking en die verkondiging van die evangelie. Die Here gee vir Paulus die versekering, sy werk maak 'n verskil. Die stem van die Here sê vir Paulus, hier's klaar mense in Korinthe wat tot bekering gekom het. Jy hoef nie bang te wees nie. Jou werk maak 'n verskil. Toe ek die gedeelte lees, toe wonder ek daarom, hoe sal dit wees as die Here vir elkeen van ons vandag daardie persoonlike boodskap gee? Ook vir my en jou sê, moenie bang wees nie. As die Here vir my en vir jou sê, volhard in geloof, moenie opgee om te glo nie.
As die Here vir my en vir jou sê, ons moet volhard in geloof, ons hoef nie bang te wees nie. En as die Here vir my en vir jou sê, ons werk as gelowiges in die wêreld, maak 'n verskil. Hoe sal ek en jy dan daarop reageer? Kom luister volgende keer verder na verhale uit Handelinge.